Halleluja. Halleluja. Halleluja feeling, Caleb en John is op Radio Tygerberg 104 FM en dit is 'n halleluja feeling in die ateljee wanneer ek my mede 'n boy mom hierso by my het. Dit is natuurlik Chrisanda de Prees, sy is 'n mamma van 3 seentjies, maar meer is dit 'n ouerskapkundige met al jare en jare en jare se ervaring. Sy werk baie nou saam met Hetty Brits en ek gaan later gaan ons weer gesels oor sessies wat sy aanbied saam met Hetty se aanlyn werkstukke of aanlyn gids en ons gaan 'n bietjie later meer daar noem en ek kan ook sê wanneer Hetty Brits afkom weer vir haar immergroen ouerskap. Hierdie keer deel sy oor 8 sleutels vir immergroen mawees. Maar by my is Chrisanda de Prees. Sy het haar eie ouerskap konsultasie besigheid Grow Training and Consulting. Oeg, my woorde begaan my vanoggend al baie gepraat. Chrisanda, goeiemôre. Môre Leomi, môre luisteraar. Dan sê nou, ons gesels hierso oor vrae wat luisteraars ingestuur het. En die eerste ene gaan oor 'n tienerdogter. Ek hanteer die vraag heeltemal anoniem. Dit sê, hoe maak ek met my tienerdogter, sy's 14 jaar oud, sy die mekaar kamer. Sy pak niks weg nie, alles lê rond. Help asseblief. Sjoe, ek het so lekker gelag toe ek daai een lees, want ek dog ek, as dit 'n paar jaar, as dit so 20 jaar vroeër was, het my ma dit dalk ingestuur. Ja. En ek dink dis 'n groot uitdaging wat baie ouers het. En veral as jy 'n sekere tipe temperament ouer is, weer eens ek het 'n beperkte informasie, maar as jy 'n ouer is wat van goed netjies hou, jy hou van jou huis netjies, jy doen baie moeite en jy het eerstens 'n tiener en tweedens dalk 'n tiener vir wie netheid dalk nie so belangrik is nie. Ja. Dan kan dit regtig baie koppe stamp. En ek deel graag hierdie omdat dit so persoonlik is, want ek en my ma het baie koppe gestamp. En selfs ek wat nou tiener seuns het, Ja. en wat ook nie altyd so net is, jy weet, netheid is so belangrik, nie veral vir die enetjie. Ja. Moet ek die hele tyd vir myself sê, pick your battles. Yes. Jy wil 'n goeie verhouding met jou kind hê, en veral met jou tiener hê. In hierdie fase waar hulle ons 'n bietjie begin wegstoot en hulle wil independent is en ma is nie meer cool nie en vriende is alles, maar daar bly basiese reëls. So vir my kinders het ek gesê, my kinders weet, ek vou nie meer jou klere op nie. As dit klaar gewas is, ek sit op jou bed, jy vou dit self op, want ek het op 'n stadium opgevou en dan as ek weer kom, dan is dit op 'n hoop en is gekrekel. So daai werkie het bygekom van nou met jou eie klere opvou en bære. En daar mag glad nie vuil goed in jou kamer wees nie, nie koppies of bordjies en goed nie. So dit kan dalk de mekaar wees, maar daar is nie vuil klere wat hulle rond lê nie, want as daar vuil klere rond lê, dan gaan jy daai vuil klere self was. So jy kan nog steeds as 'n ouer gaan en basiese reëls, want jy het mos nou reëls in die huis. Kan jy basiese reëls in die huis hê rondom hoe lyk wat is die minimum standaard wat daar moet wees. Ja. En dan moet jy as ouer seker maak dat wanneer hulle binne daai grense beweeg, so dit lyk de mekaar en dit is nie netjies nie, maar dit is skoon, dan moet jy 'n blinde oog gooi en vir jouself afvra of sê, die verhouding is belangriker. Ja. So jy hoef nie in die kamer te wees of te bly nie. Ja, jy weet ons wil tyd saam met ons kinders spandeer, maar verhouding is belangrik. So skoon koppies en goed, as die koppies en goed nie in die kombuis is waar dit moet wees of in die masjien nie, dan gaan jy 'n ekstra skorrelgoedbeerd byvoorbeeld kry. So daar kan daardie gevolge wees. Maar ek dink baie ouers is hierdie netheid regtig 'n doring in die vlees. Ja. En ons moet perspektief behou Yes. van wat is oukei. Ja, jy kan jou tiener herinner. Jy gaan eendag saam met iemand leef. So maak seker dat daar skoon goed in jou kamer is. Vuil klere hoort in die wasmandjie, skoon goed hoort in die kas. En dan moet ons so 'n bietjie terug staan. Dis hy, dankie. Jy wat net ingeskakel het, Chrisanda by my in die ateljee, ouerskapkundige. En ons beantwoord 'n paar vrae wat luisteraars anoniem ingestuur het. Nog een van tieners, sy sê, goeiemôre die oumie. Ons het 'n 17-jarige, hy is verskriklik negatief oor alles van sy skoolwerk. Mamma het hom nou ingeskryf vir college, maar hy sê al klaar, hy gaan nie daar inkom nie en ons
ons regtig raad op, hy is tans matriek, hy is geweldig negatief. So ons moet onthou dat wanneer die tieners in hierdie fase gaan, speel hormone 'n groot rol. En ek dink veral in vandag se tyd wanneer tieners konstant hoor, daar's nie werk nie, daar's nie genoeg plek nie. Daai goeders het 'n impak op ons kinders. So ons moet seker maak dat ons stem as ouers hard genoeg spreek in ons kinders se lewens. Ek wil daai mamma en daai pappa aanmoedig om te sê, om te spreek. Daar gaan plek wees. En as daar dalk nie plek is by hierdie plek nie, gaan die Here plek voorsien. Ek dink dit is so belangrik dat ons kinders van kleins af leer dat God is in beheer van ons lewens. En wanneer ons lewe in die Here se hand sit en ons bid oor ons lewe en ons bid vir 'n plek en ons sê, jy weet, as dit U wil is dat ek dat ek hier inkom. U weet wat die begeertes van my hart, maar ek wil in U wil lewe. Dan sal die Here 'n plek maak. En as dit nie gebeur nie, het die Here iets beters vir ons. So, maar ons moet 'n voorbeeld vir ons kinders wees oor daai te pelwe tang. Want ons kinders sien dit by ons ook. Jy as ma, wat gaan en sê, ag ek gaan alweer nie parkering kry nie, almal is vandag by die strand byvoorbeeld. Sê vir jouself, Here, U gaan vir my 'n parkeerplek voorsien. So ek weet dit is baie keer moeilik, maar dit is nooit te laat om te begin of aanhou nie. Daai vraagie natuurlik oor 'n 17-jarige wat geweldig negatief is oor alles. Ek hou daarvan. Hier is nog 'n paar vragies. Intussen gaan ek gou vir jou 'n stukkie musiek speel. Onthou natuurlik as jy vir Chrisanda wil volg. Chrisanda, waar is jy op Facebook? Hulle kan integrou GRO Training and Consulting. En dan sal hulle al my details daarso op Facebook sien met my WhatsApp nommer ook. Dan sê ek geloer gerus. Chrisanda het nie net 'n radiostem nie, sy het ook 'n gesig vir radio. So gaan kyk hoe mooi is hierdie vrou. Ek speel vir jou 'n liedjie van Freddie Wessels wat sing Out to Jesus. Net hierna beantwoord ons jou ouerskap vrae verder. Jy's ingeskakel. Jou radio Tygerberg. Dis reg. Okay. Yes, pappa speel. As ek so elke geluid maak, soos hard. En ek is al klaar so oorgestimuleer met hierdie goeie by ore al 3 ure die oggend. Sure. Maar ek by die huis is ek net so okay. Net 'n bietjie time out. Ja. My liefde. Okay, ons het so 4 minute vir nog 'n vraagie en dan gaan ek gou vinnig advertensie doen. Okay. En dan sien julle dit weer susters event? Ja. En Greta kom. Ag, en Lindy, wat 'n treat. Freddie Wessels, sing out to Jesus hier op Radio Tygerberg 104 FM. So met my het ons vir ouerskapkundige Chrisanda de Pre, jy weet op Woensdag gesels ons altyd ouerskap sake. Ek het nog so plek vir so een vraagie as iemand 'n ouerskap vraag wil instuur, is heeltemal anoniem 0844104104. 'n Vraagie wat lei, hi, ek wil baie graag raad hê oor my 7-jarige dogtertjie wat nie die eerste keer luister nie. Sy sê die skool het ons ook al gekontak en gesê ons moet 'n plan maak. Sy luister nie en dit is van 'n mamma, help asseblief. So ja, dit sal interessant wees om te hoor of kom dit al 'n rukkie aan en wat is die kind se temperament, want natuurlik speel daai goed 'n groot rol. Ons weet dat daai eie wil inskop van so 2-3 jaar af en dan begin ons die resistance en die weerstand sien by ons kindertjies. Ja. Maar wanneer kindertjies veral in 'n skoolomgewing is waar daar reëls is en hulle is dalk nie gewoond aan die reëls of aan sulke strenge reëls nie, dan kan daar aanvanklik bietjie weerstand wees en jy weet, mense kan nou spekuleer, maar dit is dalk hoekom hulle ook ingeroep is, jy weet, omdat daar reëls by die skool was en natuurlik moet daar baie strenge reëls by 'n skool wees, want daar is 'n klomp kindertjies, so hulle moet mooi in toom gehou word. So ek wil hierdie mamma dalk net vra, jy weet, hoe lyk die reëls by hulle huis? Want wanneer kinders van kleins af gewoond is aan reëls en dat daar reëls is van dit wat hulle mag doen en nie mag doen nie en dat daar gevolge is, dan is die oorgang na 'n skool gewoonlik makliker.
Maar hierdie huis kan dalk huisreëls gehad het en hierdie dogtertjie net, jy weet, daar is nou maar net bietjie weerstand teen reëls. So ek wil hierdie mamma aanmoedig, as daar reëls is, maak seker dat daai reëls bly in plek en jy bly streng en jy bly konsekwent en albei ouers bly konsekwent met dit. Want al is daar weerstand, ons kan nie laat gaan nie. Die reëls is daar vir 'n rede. En werk saam met die skool. Hoor, check in by die juffrou en hoor hoe gaan dit. Sodat daai juffrou weet dat jy as 'n mamma stel belang, jy wil graag help en jy wil dit graag beter maak en dat jy ook reëls by die huis het. So hoor by haar, wat is die omstandighede, jy weet wanneer skop sy teen reëls, as die mamma dit self beleef, gaan kyk, jy weet, teen watse reëls skop sy, wat is haar temperament, as die kindertjies begin ouer raak, kan ons vir hulle 'n bietjie meer vryheid begin gee. Daai voorbeelde wat ek nou al baie genoem het, as jy 'n dogtertjie het, die hare moet vas wees, so dit is non-negotiable, dat die hare moet vas wees nie, maar jy kan kies, met wat se borsel gaan ons borsel, gaan ons dit met rekkies vasmaak, gaan ons jou hare vleg, dat daar net 'n bietjie vryheid is, dat 'n kind nie die hele tyd voel as ek skool toe gaan, is dit die hele tyd reëls, en ek moet die hele tyd in plek wees, en as ek by die huis kom, is dit weer net reëls en in plek, en ek het nêrens vryheid nie, maar dat kinders van kleins af leer, reëls is daar, dit is daar om my te beskerm, is daar om my veilig te hou, en is daar om orde te skep. Baie dankie Crisanda. En nou voor ons verder gaan by van die ander vragies, ek sien daar is ook nog vragies wat inkom. Jy het binnekort 'n baie spesiale ouerskap kursus wat jy vroeg in Junie gaan begin, saam met Hetty Brits. Vertel ons meer daarvan. Ja, so almal weet dat Hetty Suid-Afrika toe kom, en as jy nog nie weet nie, sy kom Suid-Afrika toe en Louis kom saam, en sy gaan onder andere weer haar Kweekkinders met Karakterboek hierso hê, en ook die Growing Kids with Character boek. En in daai tyd gaan daar sessies wees, en ek het dit goed gedink om kort nadat sy was, Parenting Garden kursus aan te bied, wat aanlyn gaan wees, so dit beteken jy kan op enige plek sit, selfs oor see, en daai sessies bywoon. Wat lekker is van die Parenting Garden kursus, is dat dit is sessies wat Hetty opgeneem het vooraf, dit is die hele volledige ouerskap kursus, en daar is 4 kontaksessies met my, om vrae te antwoord, en om net 'n paar goedjies wat jy nie lekker weet hoe om dit in plek te sit nie. Dit wat jy geleer het en gehoor het oor die video's. So dit is regtig iets om na te kyk, jy kan dit in jou vrye tyd doen, daar's baie meer buigsaamheid, en dit is natuurlik aanlyn. Dit is Crisanda de Pre, gaan loer op Facebook, Grow Training and Consulting. Alle inligting gaan sy daarso ook deurgee op die webtuiste. 'n Vinnige advertensiebreek en dan gesels ons net hierna weer verder. My aandag was heel afgetrek. Ek het dit gesien. Wat 'n vraagie wat ek hier gekry het, dan weet ek nie of ons op lig moet hanteer nie. Maar ek dink daar is, ons kan toch wel, omdat ek en jy die seisoene is ook van doeke, Elias, nou jy is amper van die doekies af. Hierdie sê, my seun gaan volgende jaar graad R toe en hy dra nog steeds 'n doek vir nommer 2. Hoe kan ek hom afkry van die doek af? Op wat graad R toe? Nee, hy is ook nou wel. Ek sal eens die ook gaan live read doen. Dink jy oor hom, anders kan ons net privaat wat tik. Ja. Nou droom jy daarvan om die 7 kerke van Openbaring persoonlik te besoek of om in Paulus se voetspore deur die Nuwe Testament te volg. Nou jou kans is hier. 'n eksklusiewe 12-dag toer na Turkye 2 tot 13 Junie. Daar's nog net enkele kaartjies oor. Ons praat enkel so 4 of 5 dink ek. Die pakket sluit in 4 en 5 ster verblyf, sowel as 3 smaakvolle maaltye daagliks. Nou plek is beperk. WhatsApp die woord Turkye na 0804 104 104 of besoek ons webwerf radiotygerberg.co.za en klik op die Turkye banner. 'n stukkie musiek en dan hanteer ons verder ons ouerskap vra. Islyn Miller se liedjie Soos 'n Engel. Islyn Miller met daai liedjie Soos 'n Engel en ek het 'n engel hierso by my in die ateljee. En natuurlik ouerskapkundige Crisanda van haar ouerskap konsultasie besigheid Grow Training and Consulting. Ek gaan 'n voice note van 'n mamma wat ek wil speel. Dit is ons volgende vraagie.
gaan sy, baie dankie. Yes, Chrisanda, wat? Daai drielingdogtertjies, die enetjie is heeltemal anders, sensitief, verg meer aandag. Ek dink die mamma se hart. Ek sê baie keer vir my seentjies, mamma kan mamma nie in 2 opdeel nie. Jy sê weer, mamma kan my nie in 3 opdeel nie. Dieselfde met hierdie mamma. Ja, ek wil net eers vir die mamma sê, ek ken jou nie, maar ek seker daarvan jy doen 'n goeie job. Ek dink die Here gee vir mammas met 'n drieling ekstra grace. Ja, so wanneer jy 3 kindertjies het, wat ewe oud is die behoeftes gewoonlik dieselfde, maar jy moet drie mondjies gee. Jy weet, daar's 3 partye. En as daar een van hulle is wat 'n bietjie meer aandag nodig het, dan kan dit regtig baie draining wees. So, ek wil eerstens vir die mamma sê, maak seker dat jy jou tankie vol maak. Want jy kan nie gee as jy nie het nie. En baie keer, veral met ons kinders, jy weet, wil ons nie ons kinders aan iemand anders oorlaat nie, en ek dink veral met 'n drieling, jy weet, jy wil nie vir iemand, jy weet, 3 kindertjies gee nie, want jy's bang hulle kan dit nie hanteer nie, maar as daar hulp is, vat daai hulp. Jy doen nie net vir jouself 'n guns nie, jy doen vir jou kindertjies 'n guns. En dan is dit belangrik om dit vir jou so maklik as moontlik te maak. So, as daar uitdagings is met hoe hare vasgemaak moet word, omdat hulle sensitief is, omdat hulle, jy weet, meer particular is, as ek wel Engelse woord kan gebruik, dan is dit nodig dat ons daai fyn lyn wil bereik, waar ons kinders se temperament akkommodeer, want kindertjies is anderster, maar ons is ook net een ma, en daar is 2 ander sissies wat ook 'n behoefte het. So ek dink dis nodig vir daai mamma om te sê, dis reg, ons kan hierdie spesifieke ding doen op 'n sekere manier, ek sal probeer, maar daar is ander 2 sissies ook, want jy wil nie op die einde van die dag hê daar moet resentment wees van die sissie se kant af, omdat daar meer aandag gegee word, en omdat al die tyd opgeslurp word, jy weet, deur die een sissie nie. So ek dink, as die mamma kan sit, kan jy onthou, hoe oud was die kindertjies gewees? 3 jaar oud. So op 3 jaar oud kan hulle al begin verstaan van wag. So om te sê, jy weet, elkeen het 'n tydjie. En daar kan my mamma praktiese goed gebruik, soos byvoorbeeld 'n timertjie op haar foon. Om te sê, elkeen kry 5 minute vir hulle hare. So jy kan kies wat daar met jou hare moet gebeur. En want ons moet verstaan dat alhoewel ons kindertjies se temperament wil akkommodeer, en ons wil ons kinders se behoeftes aan hulle behoeftes voorsien, moet ons hulle ook gereed maak vir die lewe daar buitekant. En die lewe is nie net maklik en lekker nie. So kyk wat jy as mamma kan doen, prakties gewys, gaan kyk in 'n dag se tydspan, wat is daar, wat is goed wat gewoonlik opduik, sodat jy 'n plan van aksie het. Want gewoonlik die goed wat uitdagings is goed wat elke dag gebeur. En dan gaan sit jy en kyk, wat kan ek doen om hierdie vir my môre 'n bietjie makliker te maak? Wat 'n voorbereiding kan ek doen? Wat 'n gesprek kan ek dalk met een van die kindertjies hê? Hoe kan 'n sussie dalk help? Want iets wat 'n mens baie keer by sissies sien en tweelinge sien en drielinge sien, is dit is so 'n spesiale band tussen hulle. So kyk hoe jy dit vir jou so 'n bietjie makliker kan maak. Ja, maar daai mamma is welkom om my te kontak as sy spesifieke uitdagings ook nog het, as sy hulp nodig het. Ek kry net so lag hier binne my, vanoggend was ons appelkar by die huis 'n bietjie omgegooi. Die jongstiekie kry 2 keer 'n week, het hy 'n ou peertjie wat bietjie in die oggend by ons speel, en dan gaan hy na die skool toe nie, en omdat hy nou nog so klein is, mamma, en vanoggend toe net weer die peertjie na sy siek. Nou dis nou die heel eerste keer ooit, en Vita sien vreeslik uit altyd na sy daggies na Tannie Shama. En vanoggend toe ek nog wakker maak, sê dat Tannie Shama siek, en ek het vroeër vertel, dit was so oulik. Hy het my gesê, mamma, ons vir Tannie Shama bid. En met Tannie Shama toe nou maagvirus. En ons bid nou met Tannie Shama, en ek gaan na pappa toe, en pappa moet ook vir Tannie Shama bid. Maar dis toe nou die mooi deel van die oggend, en daarna was die appelkar totaal en al omgegooi. Want Boeta moet nou vroeg saam met pappa ry, want hulle vir Boetie gaan aflaai, om nou by oupa en ouma te gaan kuier vir die oggend. Nou te dankbaar vir 'n nabye oupa en ouma. Wow. Jy weet maar hoe dit ou kleintjies, en hy is ook maar 2 jaartjies en 10 maande, hoe hulle dit nou heeltemal vir hulle omvergooi, en niks is net reg nie, en mamma kan hoeveel pare opsies gee, en alles doen, en ek sê soos, mamma
Pappa moet die 9 uur nie wees. Ons moet nou move, boys. Dus pappa wat daar met 'n heilende boetie op die een arm uit. En wat ek net so lag, wat so mooi is van die ouer boeties en sissies, jy weet. Boeta is 'n baie sterk palmroos, so baie leierskap, jy weet, baie help, jy weet, en nie altyd help nie, maar vanoggend, alles wat mamma sê, herhaal ou. Net so Boeta, mamma dink jy maak dit erg, maar kan nie help. Maar jy weet, dit is so mooi hoe die ouer een bietjie instap en hy besef, ons gaan laat wees vir my skooltjie. Ja. Julle, ons almal het die Here nodig en ouerskap. Hier is Jackson wil met Good God net hierna beantwoord ons die laaste vraag. Dis kosbaar. Toe ek en Louis hier vanoggend stop, toe sê hy, want ons sien toe die kleintjies wat hier oor kan sit. En toe sê Louis, joh, dis eintlik erg as jy dink jy met jou kleintjie wat so klein is daar aflaai. Toe sê ek vir hom, weet jy, ek het nog altyd, het ek dit so waardeer dat ek die geleentheid het om hulle by my te hê, want ek weet dit is nie die norm nie. Ja, so vir die winter. Die winter in die Kaap, nee, dis baie erg. Ek het van my seentjies 2 is wat hulle speelgroepie toe gestuur 2 keer 'n week. As hulle 3 is, speelgroepie 3 keer 'n week. As hulle 4 is 4 keer 'n week. En dan 5 is dit dan maar groot RR, dan gaan ons nou maar vir dit. Ek gewerk met Good God en op ou ons laaste vraagie wat ek gou gaan hanteer. Hierdie in 'n lei, goeiemôre Chrisanda, my seun is in 'n nuwe laerskool. Hy kry vreeslik baie dissipline inskrywings, oor praat in die klas, boek vergeet, soms huiswerk vergeet, hy's baie negatief, sy punte is laag. Hy kry swak punte want onderwysers sê hy is geneig om afgejaag te wees, baie vrae uitlaat want hy ken nie die antwoorde nie en hy's baie hastig. Hoe werk ek met dit? Hoe help ek om beter te fokus, veral in die eksamen? Hy is op medikasie vir aandag afleibaarheid. Wat moet ek aan doen? Hy is ook nie betrokke by die take in die huis nie, sy kamer netjies te hou, of om sy tas uit te pak as hy by die huis kom nie. Wat doen ek? Ek het nie die ouderdom van die seun gesê nie, maar die seun is in laerskool, hy skryf al eksamen, beteken hy is definitief ouer as graad 4. Ja. Weet jy, ek dink die goeie nuus is dat daar baie goedjies is wat die ma kan doen. En jy kan nie goed by die skool verander nie, maar ons goed wat jy in die huis kan verander. En ek dink, baie keer dink ons reëls is daar om ons kinders se pret te bederf, of jy weet, dit gaan nie regtig 'n verskil maak nie, maar kinders het reëls en struktuur nodig. En dit berei hulle voor, juis vir skool. So, dit is nooit te laat nie. Partykeer voel dit asof, jy weet, alles val in mekaar en jy weet, dit gaan rof by die skool, dit gaan rof by die huis, maar iemand het eendag gesê, begin net. Begin net iewerster. Begin deur te sê, Here asseblief, geef my wysheid, geef my krag. Geef my genade, geef my geduld en help my konsekwent te wees. En dan begin jy by die huis en sê, okay, maar het ons huisreëls by die huis? Want kinders het reëls nodig. En daai basiese dinge, soos jy staan op in die oggend en jy maak jou bed op. Dit klink na 'n klein dingetjie, maar dis amper soos jy kickstart jou kar vir die dag. So, begin deur daardie basiese goed te verwag, maar dit ook te demonstreer. As jy ontbyt geëet het, as jy klaar geëet het, sit jy jou bordjie in die wasbak. Want daardie maak kinders bewus dat hulle is nie net daar om te kry en te ontvang nie, maar hulle is ook daar om te moet help en diensbaar te wees en dat daar 'n verwagting vir hulle is, daar's 'n verantwoordelikheid. En dan sou ek sê, dit is baie belangrik om met die onderwyser te praat, as hy nog nie met hom gepraat het nie, om te sê, weet jy wat, ek beleef dat dit bietjie rof gaan by die huis ook. Dit help onderwysers as hulle weet 'n mamma of 'n pappa is aan boord. En dat hulle graag 'n verskil wil maak en dat hulle wil help. Hoor dalk by die onderwyser wat daar van mamma se kant af kan wees om te kan help. Dalk is dit nodig dat die ma vir die eerste ruk alle huiswerk moet check en dit gaan dalk 'n bietjie meer werk vir die mamma wees. Maar jy weet, hy is ongelukkig nou nie op 'n plek waar hy, jy weet, self die verantwoordelikheid vat om sy huiswerk te doen nie en hy is dalk bietjie aandag afleibaar. So, kyk hoe hy gehelp kan word. Is daar 'n plekkie by die huis waar hy sy huiswerk kan doen?
kry 'n roetine, as jy by die huis kom, pak jy dadelik jou kosblik uit, jy bære dadelik jou sak, want al daardie struktuur en roetines help 'n kind om op 'n plek te kom dat sy omgewing netjies is en dat hy weet wat kom volgende. As dinge nie mekaar is, as jou lewe om jou nie mekaar is, dan val alles later uit mekaar uit. Begin by klein goedjies, verseker. En ek dink jy gaan En gee hom erkenning as hy dit gedoen het. Ja, Verseker. ek dink jy gaan verseker kan baat by Chrisanda se ouerskapkursus ook. Jy weet, baie goeie inligting wat sy daarso deurgee. En ek wil jou by die huis aanmoedig, as jy nou nog vrae het en baie vrae het rondom ouerskap. En ek het ook, en ek het al self van Chrisanda se kursusse bygewoon. Een daarvan, ek moet nog. Asseblief wil jou aanmoedig, gaan volg haar Grow Training and Consult